Ons is Kolossense 3. Kom ons vra die Here om ons te help met sy woord vanoggend. Vader, u woord is waarheid, maar dit bemoedig ons, Here, dis vir ons 'n vreugde, en ons bid, Here, dat dit wat ons vanoggend uit u woord uit leer, vir ons 'n vreugde sal wees, en dat dit in ons lewens 'n praktiese uitvloeisel sal hê, Here, wat u verheerlik. Amen. Paulus het nou vir ons hier in Kolossense, einde van Kolossense 2, het hy vir ons daai beginsel van die doop as afgesterf en opgewek in Christus, vir ons het so duidelik gemaak, om die effek van Christus in ons, deur sy gees, prakties te maak. Dis iets wat prakties is, dis 'n werklikheid. Dis nie 'n teorie wat daar hang nie, ons weet, dis waar, dis eg. En dit gebeur elke dag. En hoe dit uitspeel, is in die begeertes van 'n totale nuwe mens. En dit is vir ons 'n absolute fees. Ons is so mal daaroor. En ekskuus, ek het nog nie die teks daar's hy. Okay. En daarom is dit vir ons verstaan ook nou, wat se effek het die ou mens op ons gehad, as ons veral in hoofstuk 3 vers 1 tot 4 kyk. En nou neem ons Paulus ons deur die kenmerke van die ou mens en van die nuwe mens, sodat ons dit kan raak sien en kan benut in ons lewe as 'n Christen. Sodat ons verseker kan wees waarop ons as Christene moet fokus, eerder as die probleem wat ons gesien het, om te wonder of ons op die regte pad is en of ons die regte goeders doen en of ons nou weet die regte wette nakom ensovoorts. Paulus wil ons wegvat daarvan af. Hy wil dit prakties, intiem, persoonlik vir jou maak tussen jou en God, tussen jou en Christus. En dit lees ons hier by vers 5 tot 12, waar hy dan hierdie kenmerke van die ou mens vir ons verduidelik. Kom ons lees eers die hele beskrywing van vers 5 tot by vers 12, net om die geheelbeeld weer te kry, oor Paulus se insig oor die ou mens. Kom ons lees saam. Daarom moet julle daardie deel van julle, wat op die aardse gerig is, doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, welis en slegte begeertes, en ook gierigheid, wat afgodediens is. En as gevolg van sulke dinge, kom die toorn van God oor die seuns van ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Dit was wat ons laas keer gedoen het. Nou begin ons by vers 8. Maar, raak ook julle van al hierdie dinge ontslae, woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglige taal wat uit die mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbare of Skiteër, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Ons ou mens se kenmerke kan verdeel word in 2 stelle, het ons laas keer gesê. Die eerste stel het ons laas keer bespreek, ons rebellie voor ons redding se kenmerke. Dit was vers 5 tot 7. En ons is so dankbaar dat ons daarvan ontslae is, dat Christus ons uit ons rebellie gered het en ons verplant het na sy koninkryk toe. Want hierdie goedes het ons, dit walg ons as ons nou terugkyk en ons dink daaraan. Dit is vir ons sleg gewees. Maar dan is daar 'n nuwe mensproses wat plaasvind. Ons nuwe mense reaksie op die druk
vanuit die ou mense vir se gewoontes, wat nog steeds met ons is. En dit sien ons in vers 8 tot 12. En dis wat ons vandag gaan doen, hierdie ou mens gewoontes, wat maak ons hiermee? Want kom ons wees eerlik, dit het nie, ons het nie, ons lewe nie 'n nuwe fantasie lewe nie. Ons moes seker gewees het ons het die ou mens afgesterf. Ons het daai inenting gesien waar Christus ingeënt is en dat hy wilde lote, ons sny hulle af, dat Paulus vir ons laas keer verduidelik het, dat daai oorheersende sonde, nie meer daar is, daai oorheersende motiewe, dat ons dit die hele tyd weghou van hierdie boom af, sodat die boom van Christus kan groei. Ons praat van daai doelbewuste ongehoorsaamheid wat jy net nie wil los nie. En dit is vir jou meer werd as Christus self. En vir ons as Christen, as ons terugdink daaraan, is dit vir ons skokkend dat ons so kon wees. Kom ons maak 'n voorbeeld. Kom ons sê, ons kry vir ons 'n persoon, sy naam is Dawid vandag. Kom ons sê Dawid was selfsugtig en wou alles om hom perfek sien en dit het sy hele lewe oorgeneem. Sy selfsug moet vervul word, sy perfeksionisme moet vervul word. En dit het soveel skade in sy lewe aangerig. En hy het tot 'n diep berou gekom onder die leiding van die Heilige Gees en hy het sy oordrewe selfsug en selfbegeerte tot selfuitleef afgesterf in Christus. En hy is 'n nuwe mens. Maar nou lewe hy nie in 'n utopia nie. En dis vir jou en vir my dieselfde. Ons is Christene, maar ons sukkel nog met goed. Daar is nog stryd in ons lewens. Alles val nie in daai kategorie van die oorspronklike verandering wat plaasgevind het, die oorspronklike redding, as dit kom by die uitspeel van begeerte van die ou mens nie. Soms is dit vir Dawid en vir jou en vir my net 'n stryd rondom hoe my ou patrone my affekteer en hom affekteer, en as hy onder omstandighede van druk kom, dan gryp hy na maniere om dit te hanteer wat uit die ou mens uitkom. En kom ons werk vandag met ons nuwe mense reaksie op hierdie druk wat ons vanuit die ou mens ervaar. Vers 8 tot 11. En Paulus spring weg daar in vers 8. Hy sê, maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae. Nou party vertaling sê maar nou. En dis waar Paulus wegspring. As hy praat oor hierdie nabekeringstoestand. Jy het die ou mens in Jesus afgesterf en jy groei 'n nuwe lewe in hom, in sy welige koninkryksgrond, en jy ervaar dit en is goed so. Dit is 'n fees om 'n kind van die Here te wees. Jou ooglopende rebellie is afgesny. En jou begeerte is nou vervang met Christus se karakter in jou. Jy begeer wat Christus wil wees. Deur die oorvloedige invloed van die Heilige Gees wat in jou woon. Hy's in jou. Maar daar is ou mens wortels oor, daaronder lê ou mens wortels, wat nog steeds in jou lewe invloed het.
gewoontes en onbewustelike patrone waarop jy nog staat maak, wat jy nog vashou. Jy voel, jy kom nie oor die weg met Christus se karakter wat aan jou toevertrou is, deur die Heilige Gees, jy's nie gewoond daaraan nie, en nou wil jy terugval op die ou gewoontes, op die ou maniere. Jy moet leer om Christus se karakter te vertrou. En daarom is Paulus se maar nou so spesiaal van belang vir enige ware Christus groei in jou. Want daar is 'n verdere daaglikse afsterf wat moet plaasvind. Wat as 'n teken dien dat jy waarlik in Christus afgesterf het van jou ou mens. En Christus leef in jou. En dat jy die karakter van Christus begeer. En wat sê Paulus is dit? Kom ons lees vers 8. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae: woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit die mond kom. Kom ons lees sommer vers 9 ook. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het. Ons is besig met daai ou mens en sy gewoontes. En Paulus sê, raak ontslae van daardie subtiele ou mens gewoontes en patrone van die denke en van die tong. As jy daai lysie vat, dan breek jy hulle in daai twee goed op. Dit is van wat jy dink en wat jy praat. Daardie ou gewoontetjies en maniertjies wat ons gewoonlik nie as ernstige oortredings opneem nie. As hy kwaad raak. Het is mos maklik om dit te regverdig dat ek geïrriteerd is vandag. Want goeders het skeef geloop vanoggend. Nou is ek geïrriteerd. Of driftig geraak het, of kwaad geraak het, toe ek nie my sin gekry het nie. Of wat ek iemand anders so 'n bietjie terugkry, want hulle het my mos nou skade aangedoen. Nou moet ek hulle so 'n bietjie terugkry en hulle so 'n bietjie in die wiele ry. Of ek moet iemand op sy plek sit. En hulle met 'n gevoel van minderwaardigheid los, want hulle was out of line. Of iemand ondermyn met 'n effense verdraaide inligting wat ek oor hulle uitgee aan ander mense, ek skinder so 'n bietjie oor hulle, net om my posisie 'n bietjie te verbeter in hierdie lewe. Of net om so 'n bietjie uiting te gee aan my frustrasie, met my stemtoon. En 'n liefdelose opinie wat ek teenoor jou uitspreek. In vers 9 som vir ons hierdie gesindheid van hierdie tipe goeders, hierdie tipe gedrag, hierdie tipe gewoontes wat ons het, vir ons baie mooi op. Kom ons lees dit weer. Moenie vir mekaar lieg nie. Kom ons hou hom daar. Moenie vir mekaar lieg nie. Jy leef, as jy hierdie patrone het, en jy koester hulle, dan leef jy nog in praktyk soos die ou mens. Ons lieg vir mekaar. Jy het die ou mens uitgehaal daar agter om jou te kom help, daar waar jy nie glo dat Christus die beter oplossing is nie. Wanneer ons
nie in liefde eerlik is met mekaar nie, dan haal ons daai patrone uit. Dit is die ou mense agterdog in my gedagtes, wat na vore kom, en my 'n front gee, waarmee ek myself wil beskerm, en daarom regverdig ek hierdie ander aksies, my gedrag en my woorde, wat daaruit voortvloei. So as Paulus sê, moenie vir mekaar lieg nie, dan is dit eintlik nie net een element, jy het nou 'n bietjie gejok nie. Dit vat al hierdie goed so saam, want jy het 'n houding van agterdog teenoor mekaar. Ons agterdogtige gesindheid wat so uit ons ou mense wortels kom opsluip, laat ons liefdeloos teenoor mekaar. Terwyl ons eintlik reeds in God se liefde opgevang is. Die Heilige Gees woon in ons met God se liefde. Hoe ironies is dit nie dat ons dit nie gebruik nie, en tog doen ons dit. Ons is liefdeloos teenoor mekaar. Ons nuwe karakter lê in die waarheid van Christus. So enige ou mens valsheid, wat ons weer gaan uithaal en terugbring in die prentjie in, ondermyn Christus se karakter in jou. Jy sien dit nie meer nie. Maar vir die Christen is dit 'n moeilike een hierdie, want jy het nou waardering vir die nuwe lewe in Jesus, jy het dit ervaar, dis vir jou 'n genot, wat die teenoorgestelde verhoudingsstrategie van die ou mens het, van moenie vat nie en moenie proe nie, soos wat ons in hoofstuk 2 vers 21 gesien het. Al daai wettiese goed, is daai reëls wat ons vir onsself so opgestel het, om onsself godsdienstig goed te laat lyk. En dit is juist wat die vals godsdienstpogings op ons probeer afdwing het. Is 'n vals karakter in Christus. En hierdie tipe druk van ekstra byvoeg of my eie vermoë probeer byvoeg, kom van buitekant af en van binnekant af, sien ons dis nou. Dis daai groep mense, daai vals profie, daai vals leraars, wat druk van buitekant af plaas, maar ek plaas druk van binne af deur my ou mens te kom terugbring in die prosesse. Maar in Christus is jy reeds beskik van al hierdie goed. Van jou ou mens en van die vals profete se druk van buitekant af en van binnekant af. Jy is beskik teen daardie ongewenste invloede. Jy is beveilig daarteen, want jy is in Christus. Jy moet dit net vertrou. En nie daardie vals verwagtinge van binne of van buite vrees nie, maar hulle aanspreek. Sterf af in hulle. En daarom is die klere metafoor van vers 8 tot 10 eintlik so belangrik. Daar's vers 8 se raak ontslaaf van. En vers 9 se jy het die ou mens en sy gewoontes uitgetrek. En dan in vers 10 draai hy om en hy sê, jy het die nuwe mens aangetrek. Nou, die vere maak die voël, sê ons. Dis ons gesegde. Klere is iets wat jou 'n beeld gee.
Jy voel dit in jou vel. Dit is baie intiem. En jy vertrou dit. As jy jou klere aangetrek het, dan vertrou jy jou klere. En dit is baie intiem jy. So in jou geloof, wat laat jy toe in daardie intieme spasie wat jou karakter wys? Soos klere. Is dit jou ou mens? Of is dit Christus? Verstaan jy nou die subtiele, maar radikale skuif wat plaasgevind het en elke dag steeds plaasvind in jou? Van jou ou mens af, maar die beeld van Christus in jou. Jy het jou ou rebelse klere uitgetrek. Dit wat hom verteenwoordig, het jy uitgetrek. En jy het die nuwe klere van Christus se karakter aangetrek. Christus leef in jou. En dit is 'n nuwe status in Christus wat jy het. Soos die regter se toga. As daai oomie met sy pruik en sy jassie by jou verbykom, dan weet jy wie hy is. Hy het gesag. Of is soos die polisieman, sy uniform, wat die gesag waarvoor dit staan aan die persoon gee. Dit gaan oor die drag wat die gesag gee. En jy die gedrag, jy die drag van Christus, wat jou die gesag van Christus gee. Christus se gesag is nou aan jou gegee, vertrou dat dit jou nuwe lewe se gesag regverdig in alle opsigte. Jy het nie die ou mens nodig nie. Sterf van daardie diepe rebellies af ten gunste van Christus se gesag in jou. Sterf af. Nou vers 10 sê, hierdie nuwe kleed, hierdie nuwe mens as kleed in Christus, lei tot die volkome kennis van God. Kom ons lees vers 10. En jy die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy skepper vernuwe word. Okay, ons het 'n het hierso en ons het 'n word hierso. Jy het Christus. En sy beeld sal in jou vernuwe word. Dit is die verhouding met Christus wat al hoe meer sy karakter toon, soos jy dit toets, dit benut, deur dit aan te hou, aantrek en die gesag daarvan te aanvaar en daarvolgens op te tree. Ten koste van jou eie motiewe. Jy moet dit doen ten koste van jou eie motiewe. Dit vernuwe jou. Dit herskep jou soos jy aktief deelneem om dit eerder as die ou kleed of die ou mens te vertrou om jou 'n beeld te gee. En hier is die wonderlike ding daaraan. Jy is dit reeds. Christus is reeds in jou, as jy 'n Christen is. Maar, dit word ook al hoe duideliker soos jy aangaan met jou Christelike lewe en die ou mens verder en verder afsterf. Nou,
Wat is hierdie volle kennis van God? Dit bring ons eintlik terug na die groter prentjie waarmee ons besig is. Wat is hierdie volle kennis van God? Dit is nie iets spesiaals wat jy moet weet nie. Dis nie 'n versteekte inligting nie. Dis nie 'n wet wat jy kan nakom en dan is jy nou dan jy nou die volle kennis nie. Die reëlboeke wat ons vir ons opgestel het. Dis nie dit nie. Dit is die goeie nuus van die evangelie, dat jy afgesterf het in jouself en jy leef in Christus. Dis die volle kennis van God. Dat jy ten volle vry is van jou ou mens. Jy is ten volle vry van hom. En dit vind uiting in jou nuwe lewe deur die karakter van Christus. Dit is die volle kennis van God. En dit is 'n deurlopende proses. Want hy begin met het, en hy sê jy word dit. Jy het dit, en jy word dit. So is 'n proses. In hierdie proses vind daar geen onderskeid, ook dan in oorsprong of in voordeel, plaas nie. Kom ons kyk na vers 11. By die nuwe mens, ons het nou van die nuwe mens gepraat, hy word nou volledig, die beeld word nou volledig in jou. By die nuwe mens is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skiteer, slaaf of vry persoon nie. Maar Christus is alles en in almal. Nou 'n skiteer, kom ek verduidelik eers vir julle so 'n bietjie. 'n Skiteer was 'n baie barbaarse persoon. Dit was 'n groep mense wat baie afgeleë was en hulle was baie agterlik. En hulle was baie barbaars, as jy hulle nou vergelyk met die Grieke byvoorbeeld, of met die Jode. So Paulus sê hierso, daar's nie onderskeid tussen Joodse herkoms of nie Joodse herkoms nie, as jy nie Joodse herkoms het nie, of tussen die besnydenis of jy nie besny is nie, of jy 'n beskaafde is of 'n onbeskaafde skiteer van herkoms is nie, of tussen besit word, waar jy geen vryhede het in jou menslike lewe nie, of ten volle vry is in jou menslike lewe nie. Nou Paulus verwys hier eintlik nie na rasse of kulturele eenheid nie. Ek weet, ons gebruik dit baie keer daarvoor. En dit is verseker 'n algemene beginsel van die Christelike geloof, dat ons nie onderskeid op ras of op kultuur trek nie. Ons is almal een in Christus. Maar dit pas nie in die konteks van waarmee Paulus hier besig is nie. Wat hy doen is, hy trek eerder die finale streep deur die valsleraars se wettiese en asook hulle elitistiese geestelike ervarings en vlakke van insig wat hulle van jou vereis, al die voorvereistes tot 'n beter geestelike sukses. Hy trek 'n streep so dwars deur hulle. Dis Christus is alles en in almal. Dis die standaard. Hy wys jou na Christus se lewe in jou in genade. En daarom moet ons oplet dat enige onderskeiding op aardse terme, soos in terme van kultuur en verstaan van die tradisies van die wet en persoonlike vermoë om persoonlikheid, vermoë om sensitief te wees vir geestelike wêreld om my, agtergrond van filosofie waarin ek 'n bietjie beter is as ander mense, 'n gevorderde taal,
of selfs beskaafdheid en vryheid van persoon geld nie in die Christense geloofservaring nie. Jy is vry in Christus en hy woon in jou. Christus is jou lewenservaring. Niks van 'n ander goed nie. Daar is geen ander menslike maatstaf vir die gelowige se status as Jesus Christus alleen nie. Enige waarde as gelowige is net in Jesus as persoon in jou te vind. Is dit jou ervaring? Is dit wat jou lewe van spreek? Want al wat geld is Christus se invloed in die gelowige se groei na Christus se karakter toe. Want hier is die antwoord. Net hy is die nuwe mens in jou. Daar's nie 2 of 3 nuwe mense nie. Die ander goedes is ou mens. En jy moet hulle afsterf, jy moet hulle uittrek. En dis Paulus se advies vir jou vanoggend. Nou, hoe pas ons dit toe? Hoe pas ons vriend Dawid, wat nou weer uit die ervarings van hierdie frustrasies het, van hy wil teruggaan na daai versoeking van sy oorspronklike begeerte tot selfvervulling en goed perfek hê, en dan, jy weet, soos wat hy deur die dag gaan, kinders los die kombuis heeltemal die mekaar, en hy is hoogs gefrustreerd, en hy wil skree. Hy wil op hulle skree. Hy het 'n veranderde lewe in Christus, met nuwe begeertes en insigte wat hom vervul, en vir hom vreugde gee. Kom ons wees eerlik, ons voel vervuld, en ons het 'n vreugde in Christus. Maar, tog vind ons om elke hoek die versoeking om terug te val op die oorspronklike begeertes tot selfvervulling en om perfek te wees vir onsself. En hoe identifiseer ek dit? En die vraag wat jy vir jouself kan afvra is, Dawid, hoe wil jy anders lewe as wat Jesus self vir jou gun? Want hy is die nuwe mens. Hoe wil jy anders lewe? Wat wil jy anders hê as wat Christus jou gun? En hierdie ding maak ons partykeer moedeloos, want wat maak jy daarmee? Is jy werklik verander? En dan begin ons versoek raak om terug te gaan na daai klomp valsleraars se goeters toe, en ons wil weer die wet nakom, ons wil die feeste vier, ons wil gaan soek na 'n ekstra ervaring van God, ensovoorts, ensovoorts. Is jy werklik verander? Ja, jy is. Jy is werklik 'n nuwe mens, maar soos met klere, moet jy gewoond raak aan die voorreg om daai klere te dra in elke omstandigheid. Om Christus te dra in jou omstandighede. Jy moet gewoond raak daaraan. En ons Dawid moet die ou mens sien vir wat hy is.
En dat dit nie meer syne is nie. Dit is nie meer syne nie. Hy het dit nie nodig nie. En hy moet dit bely, en hy trek dit weer uit. En hy doen afstand daarvan in sy gedagtes en in sy aksies. Hy bely dit en neem weer die nuwe karakter se voordeel, en hy sien in hoe dit tot voordeel is in sy lewe, die beeld wat dit in sy lewe inbring, en hy oefen dit uit. Hy gaan pas dit toe, hy doen dit. En môre gaan hy weer deur dieselfde proses. So word die beeld van Christus al hoe duideliker. Ek wil vanoggend bemoedig. Elke sukkel is 'n geleentheid om Christus aan te trek en meer in jou na vore te bring. Elke sukkel, elkeen van hulle. Gaan jy hulle benut? Of gaan jy toelaat dat hulle jou rondsjaan? Gryp dit aan met 'n groot vreugde. Dis wat Jakobus vir ons sê is, sien dit as groot vreugde as hierdie goed oor jou pad kom. Gryp dit aan met groot vreugde, want jy leef Christus se genade. Dit is soos om asem te haal. En dit wys jy lewe werklik. Dis 'n realiteit. En dit is tog jou hartsbegeerte. Anders sou jy dit nooit wou doen nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir Paulus se woorde wat ons so help. En ons bid vanoggend, Here, dat U deur U groot genade hierdie veranderingsproses wat op 'n daaglikse basis in ons plaasvind, hoe ons meer en meer op die beeld van Christus in ons vertrou, vir ons 'n realiteit sal maak, Here. Help ons om deur hierdie proses van identifisering te gaan en dit toe te pas en te sê, maar ek is klaar met die ou mens. Ek het nie sy gesag nodig nie. Ek het een gesag in my lewe. Dis Christus. Kom ek leef dit. Dit bring gesag in my lewe. Ons loof en ons prys U daarvoor. Ons prys U seun wat aan U regterhand is, wat hierdie gesag aan ons gee. Amen.